So, wat presies is 'n blokketong? Kom ons kyk gou. Dink daaroor. Wat as ons die internet kon vertrou, sonder 'n bank of middelman? Ons gaan kyk na die grootboek, die transaksies, die netwerk, die voor- en nadele en die toekoms. Eerste, die basiese idee, 'n nuwe soort grootboek. Dink daaraan as 'n digitale rekordboek. Maar hier's die ding, niemand kan dit verander nie. En dis nie net vir geld nie. Dit kan letterlik enigiets van waarde opteken. OK, so hoe werk 'n transaksie dan? Kom ons volg die stappe. Alles begin by iemand wat iets wil stuur. Sien nou maar geld. Daai transaksie word dan 'n digitale blok data, soos 'n klein pakkie inligting. En daai blok word dan na almal op die netwerk gestuur, nie net na een plek nie. Die hele netwerk moet dan saamstem en sê, ja, hierdie transaksie is wettig. Sodra almal saamstem, word die blok aan die ketting gekoppel, vir altyd. En daar het jy dit, die transaksie is voltooi, veilig en sonder 'n middelman. So wat maak hierdie netwerk so spesiaal? Dis alles in die struktuur. Kyk, met 'n bank is daar een baas. Met blokketting is almal die baas. Omdat niks verander kan word nie en almal kan sien wat aangaan, skep dit vertroue. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Daar is definitiewe voor- en nadele. Dis goedkoper en veiliger. Ja, maar dis ook stadig en gebruik verskriklik baie krag. So wat is volgende? Die toekoms van blokketting is waar dit regtig interessant raak. Vergeet vir 'n oomblik van kripto. Dit gaan oor soveel meer as net geld. Dink aan mediese rekords, eiendomsregte, selfs kontrakte. Die moontlikhede is enorm. Die tegnologie gee ons 'n nuwe manier om mekaar te vertrou. Die vraag is, wat bou ons volgende?